die familiealtaar, Bybel lees. En toe hy in die tempel kom, het die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom toe gekom, terwyl hy besig was om te leer en gesê, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra, wat as julle my sê, ek ook vir julle sal sê, deur watter gesag ek hierdie dinge doen? Die doop van Johannes, waar was dit vandaan? Uit die hemel of van mense? En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê van mense, dan vrees ons die volk, want almal hou Johannes vir 'n profeet, en hulle antwoord Jesus en sê, ons weet nie. En hy sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle, deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Matteus 21, vers 23 tot 27. Boodskap lees. Hier 'n tyd gelede, toe ek met 'n rabbi gepraat het, waar 'n man, John Ryan, wat vir 20 jaar blind was, sy sig ontvang het, terwyl hy op die strate van Fort Wayne gebedel het. Hierdie rabbi het my laat roep en gesê, deur watter gesag het jy John se oë oopgemaak? Ek het gesê, ek het nooit sy oë oopgemaak nie. Hy sê wel, hoe het jy dit gedoen? Ek het gesê, in die naam van die Here Jesus Christus, die Seun van God. En hy het gesê, ver daarvan dat God 'n seun sou hê. Hoe kan 'n gees 'n seun hê? Ek het gesê, Rabbi, ek wil jou iets vra. Glo jy die profete? Dit sou vir jou nie moeilik wees om die profete te glo nie. Hy het gesê, sekerlik ek glo die profete. Ek het gesê, van wie het Jesaja gepraat in 9 vers 6, toe hy gesê het, aan ons is 'n kind gebore, 'n seun is gegee. Wel het hy gesê, dit was die Messias. Ek het gesê, watter verhouding het die Messias tot God? Hy het gesê, hy is God, die gesalfde. Ek het gesê, wys my een plek waar Jesus ooit geval het, maar waar hy nie bewys het dat hy die gesalfde Messia was nie, die Here jou God. En hy het gesê, wel, hy was 'n dief. Ek het gesê, hoe was hy 'n dief? Hy het gesê, hy het koring reg uit die koringland gesteel. Ek het gesê, Rabbi, jou eie wet sê dat 'n man deur 'n koringland kan loop en eet wat hy wil, maar hy mag niks in 'n sak neem nie. Hy het dit nie eens geweet nie, al was hy 'n rabbi. Ek mag niks uitneem nie, maar ek het gesê, hy het nie gesteel nie. Daardie rabbi het vir 'n paar minute daar gestaan, en ek het gesê, Rabbi, glo jy nie dat hy dit was nie? Hy het gesê, kyk meneer, as ek dit sou preek, sou ek daaronder in die straat staan en bedel. Ek het gesê, ek sal liewer daaronder staan en bedel en takwater drink, as om 3 keer 'n dag hoender te eet en my naam in goud op hierdie tempel hier te hê en te weet, ek is in dwaling. Ek sal liewer eerlik wees. En hy het begin huil, en hy het omgedraai en gesê, ek sal jou later sien. Ek het gesê, jy is nie eerlik met my nie, Rabbi. Hy het gesê, ek glo as daardie tempelpriesters na hom geluister het, sou ons vandag beter daaraan toe gewees het. Koningin van Skiba, 19 Januarie 1961, deur William Marion Branham.